ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 163. Ek is professor Hans Redinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Ek sien daar's 'n redelike belangstelling in die boek Waarom 'n Vierde Afrikaanse Bybelvertaling. Ek wil u aanmoedig, dis een van die beste boeke wat ek seker geskryf het. Dis 'n moed in elke iemand wat 'n pastoor is, 'n predikant, 'n priester, elke een wie 'n student is of wat beplan om te studeer in die teologie of eskatologie of wat ook al, of enige een wat net 'n woordstudent wil wees. Dis 'n moed. Hoe ken ons as Suid-Afrikaanse boeremense? Ons ken onsself deur die geskiedenis. Die geskiedenis wat ons ontvang het oor die laaste meer as 300 jaar. Dit het gemaak wie ons is. En om te verstaan rondom die Bybel en Bybelvertalings en goed, is om hierdie boek te kry. Waarom 'n vierde Afrikaanse Bybelvertaling? So jy belangstel, dis 'n A5 boek, A5, maar met inligting wat ongeëwenaar is. Kontak my by ons WhatsApp nommer 0722 367 124. Gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, is uiters baie welkom. Jy is verskriklik welkom om te kuier by ons, by deel te word. Gaan na deel 1 en begin by deel 1, anders het jy 'n magdom inligting gemis. Dit is uiters noodsaaklik dat jy inteken op ons YouTube kanaal, sodat jy verskillende kennisgewings kan ontvang van al die boodskappe waarmee ons besig is. Vergeet nie die Engelse boodskappe nie, ook ons Engelse en Afrikaanse TikToks, baie belangrik. Ons bereik baie diep met ons TikToks op die oomblik. Daar wil ek vir broer Rudy sê baie dankie. En ook broer David, dit wat hy doen rondom die webtuistes. Maak seker, u het 'n pen, 'n skryfblok en 'n 33/53 Afrikaanse Bybel of die Restoration of the Original Sacred Name Bible buiterand. Kom ons bid saam. Ons wil vir u vanmôre net baie dankie sê vir hierdie geleentheid. Geleentheid om in die woord te wil sit en luister, wil studeer, die woord te kenne bring in ons lewens, in ons sielsdimensies. Ek wil vanmôre bid, dat hierdie woord wat gespreek word en geleer word, benat sal wees met die Ruach HaKodesh, deurdronge sal wees deur die Ruach HaKodesh, sodat wanneer dit in die grond val, van mense se lewens, hulle sielsdimensies, dat dit kan ontkiem en dit saad kan bring, sodat Vader, u daardeur en die koninkryk van Jaffa verheerlik kan word. Ons dank u hiervoor, in die mooiste naam, die naam bo elke ander naam, die naam Jaffa, volk van Jaffa sê halleluja, halleluja, baie welkom. By ontbyt met Prof Hannes mag vanoggend se geleentheid vir u 'n wonderlike oomblik wees, om net so te sit en die woord in te drink, en te ervaar. Jy sien, ons is so gewoond, alles moes formeel wees, en alles moes in 'n sekere manier wees, en dis ook hierdie studiereeks al vir die laaste 5 jaar noem, ontbyt met Prof Hannes. Al langer is 5 jaar. Hoekom? Omdat dit informeel is. Ek weet ons het tyd gehad waar ons 'n koppie koffie kon drink en 'n beskuitjie eet en so aan, maar dan gaan ons so koffie drink en beskuit eet as ons nie by die woord uitkom nie. Wat 'n voorreg vanmôre, om selfs op hierdie manier, dat Jaffa die woord kan gebruik om mense se lewens te verander en mense in te bring, ja, van gewone mense Jaffiste te maak. Halleluja.
prys die naam van Jahweh. Ek wil vir broer Johan en suster Amanda daar in wat is hulle die groot myndorp voor Middelburg het hulle bly daar en hulle het in Middelburg gaan mense onderdompel vir my, mense wat bekleed wil wees in die naam van Jahweh. Witbank is die plek en ons is so dankbaar dat Jahweh is besig op verskillende maniere, verskillende plekke mense in te bring en sy woord oop te maak aan hulle. Jahweh, halleluja, halleluja. Vir Johan suster Amanda, baie dankie. En vir ons vriende wat Jahweh is, ons boeties en sisters, wat nou bekleed is in die naam van Jahweh. Mag Jahweh se vrede en blydskap in u lewens wees. Halleluja. Hy is halleluja. Hy sê vir ons dat in ons is by vers 3, hy sê, wie sy mond bewaak, bewaak sy lewe. Nou as ons kyk na vers 1, dan het hy gesê, die wyse luister na die tug van sy vader, en die spotter luister nie na die berisping nie. Maar hy sê vir ons hierso in vers 3, wie sy mond bewaak, bewaak sy lewe, bewaar, wie sy mond bewaak, bewaar sy lewe. Hoekom? Want jy laat jy nie intrek in vuil geselskap nie. Hy laat nie, jy raak nie deel van dit wat besig is om jou plaas te vind nie. Wie sy mond bewaak, bewaar sy lewe. So wat sê dit vanmôre vir my? Dat dit wat uit my mond uitkom, affekteer my ewige lewe. Dit affekteer my stand in Jahweh. Dit affekteer my verhouding met my Vader. Wat? Dit wat uit my mond uitkom. Hy het gepraat van die vrug in vers 2. Die vrug wat uit my mond uitkom, die roogvrugte. Hy wat dit uit sy mond uit laat kom, die roogvrugte. Wat gebeur? Hy eet die goeie. Met ander woorde, hy beerwe die ewige lewe. Hy het produk van sy saad is die Ruach HaKodesh, vrugte. En wat is die nagevolge daarvan? Is siele op siele op siele op siele op siele. Wie sy mond bewaak, bewaar sy lewe. En dit is vir ons belangrik dat ons moet seker wees wat ons dink. Want dit wat ons dink, dit wat ons sê, is die uitvloeisel van dit wat ons bedink. Wie sy mond bewaak, bewaar sy lewe. Hoekom? Want die oomblik as ek betrokke raak in pornografie, gebruik 'n voorbeeld hierso, dan raak my sielsdenkswyse betrokke met pornografie. En dit wat uit my mond uit sal vloei, is niks anderster as pornografie nie. En wanneer dit oorgaan in dade in, waar bring dit jou uit? By die hoerhuise, die bordele. Wat bring dit? Verwoesting van jou lewe, van jou huwelik, van jou huisgesin. Waar het alles begin? By dit wat ek gedink het. Waar ek eintlik die vrugte van die roog. Onthou, ons ontbyt 'n reeks se woord vloei in mekaar. Die vrug wat ek moes gedra het ek toegelaat dat die perdebye dit kom steek, dat daar wurms inkom. En die produk van die vrug wat daar perdebye gesteek het, waar daar wurms in is, die produk is dit wat uit my mond uitkom. En dit wat uit my mond uitkom, kry my lewe, my liggaam in aksie om sekere vuilhede
My gedagtes beplan dit, my mond bely dit en my liggaam bring dit tot uitvoer. Daarom sê die woord, ons sondig deur woord, daad, gedagte en handelinge. Dis die 4 goed waardeur ons sondig. Woord, daad, gedagte en handelinge. En daarom moet ons mond bewaak. Ons begin hierso. Ons moet hier die positiewe goed dink. Dat ons tonge kan salf met die roog, so daar vrug van die roog kan wees. Wie sy mond bewaak, bewaar sy die lewe. Wie sy lippe wyd oopmaak, vir hom is daar ondergang. Nou die beeldspraak hierso van wyd oopmaak. Dit beteken nie ek moet so praat, my mond oopmaak, en as my mond oopmaak, dan kom daar, is dit my, nee, dis nie wat ek van praat nie. Hierdie is 'n metafoor, wat koning Salomo gebruik, wat hy sê, ek moet nie my lippe wyd oopmaak nie. Ja, ek wil my mond oopmaak as ek Jahwe prys, halleluja. Ek kan hom nie in stilte prys nie. Ek weet nie hoe nie. Wanneer ek hom groot maak, ja, ek kan in stilte aanbid, ek kan op 'n plek sit, ek kan op my lesenaar sit, in my stoel sit, en ek kan bid, en ek kan Jahwe aanbid. Maar wanneer ek hom wil verheerlik, wil groot maak, dan kom Psalm 150 in werking. Gaan kyk, ek dink ons so aan die skrif, Psalm 150 sê, loof hom met trompette, loof hom met snaarinstrumente, loof hom met simbale, loof hom met tromme, loof hom dat alles wat asem het, Jahwe so loof. Dit beteken steek op jou hande, loof hom. Loof hom met alles wat in jou is. En ek sê nie dat Jahwe beweeg net waar daar 'n groot geraas is nie. Dis nie wat ek sê nie. Maar daar's niks wat sê, ek kan nie buitesinnig wees nie. Paulus praat van toe hy buitesinnig was. Verstaan? En hier sê die skrif my, wie sy mond oopmaak, wie sy mond bewaar sy lewe. En ons wil vanmôre, as ons lippe oopmaak, wil ons lippe oopmaak om Jahwe te verheerlik, Jahwe Shua, in die rooi, om groot te maak, om lof toe te sing, om te aanbid, om te verheerlik. Wie sy lippe wyd oopmaak, vir hom is daar en vir haar is daar ondergang. En die ondergang beteken jy sal afsak in jou sonde en jou ongeregtigheid. As jou mond, wie sy lippe wyd oopmaak om te vervloek. Ons het mos gesien in die vorige skrifgedeelte. Ons het gesien dat die woord sê hulle maak hulle mond oop met vervloeking. Hulle wil jou te nakom. Hulle wil jou aftrek. Wie sy lippe wyd oopmaak, vir hom of daar is daar ondergang. Hy sê in vers 4, die siel van die luiaard begeer. Die siel van die luiaard begeer. Ek sien nou koning Salomo, hy het niks van 'n lui ou gedink nie. Hy het nie 'n lui ou gelyk nie. Nee. Hy sê die siel van die luiaard begeer. Wat begeer hy? Hy begeer wat almal het. 'n Luiaard wil nie werk nie. Hy wil nie 5 uur in die oggend opstaan in die winter en begin klaarmaak en regmaak, dat hy 7 uur in 'n fabriek begin werk nie, en dan moet hy 20 of 30 kilometer gereis het om daar te kom nie. In die koue. Siel van die luiaard begeer alles. As hy so loop en hy sien daai dubbelstorie huis en sê, ek begeer om so huis te bly. Maar hy wil nie werk om so huis te kan koop nie. Jy sien, dis ongelukkig die verloop van die lewe. En ons weet dat die koning Salomo het op 'n stadium gesê,
Dink is daar in Spreuke 7 se kant daar, het jy gaan sit en kyk na die mure, luiaard, en word wys. Daai ouetjies werk heeldag, op en af. Hulle maak voorsiening vir die winter. Hulle het nie 'n probleem wanneer die winter kom, hulle eiertjies kom uit nie. Hoekom? Die tyd toe hulle moes werk, het hulle gewerk. Hy sê die siel van die luiaard begeer, en daar is niks nie. Hoekom? Want al wat hy doen is begeer. Die twee luiaards sit by mekaar. Die een begeer 'n mooi huis en die ander sê wag, ek paint hom vir jou. Ek het 'n roller, ek verf hom vir jou. Dis hoe dit werk. Daar's niks. Die siel van 'n luiaard begeer en dit vanmôre in die geestelikheid. Ek kan sê ek begeer om daai vrugte te hê wat my mede-boeties en my sissies en my Javiste boeties en sissies sê, die vrugte van die ruach. Maar jy wil nie die prys betaal om 'n heiligmakend, is so goed soos hierdie ou wat te lei is om te werk. Jy sien die vrugte, dit lyk lekker, dit lyk aangenaam, dit is goed om dit te hê. En jy sê ek wil dit ook hê. Maar jy wil nie doen wat die woord sê nie. Ek sê weer vanmôre, dit kos 'n prys vir 'n man en 'n vrou vandag om Jahwe en Jahwe te dien, ons Elohim, in gees, in die ruach en in waarheid. Vat 'n man en 'n vrou, ek sê dit in Afrikaans, staan nie, maak toe jou ore. Dit vat 'n man en 'n vrou met guts om vandag Jahwe te dien. Vernaam in die bonatuurlike geopenbaarde evangelie. Van die ander ouens lag jou af. So what? So what? Ten minste het iets om oor te lag. Ons weet waaroor hulle lag. Ons weet wat ons sê. Maar ons weet, hulle het niks om self voor te lag nie. So die wêreld daar buitekant begeer om die vrugte te hê wat die Javiste het en die bruid het. En ek gaan afsluit en want ek gaan môreoggend met hierdie gedeelte aan. Hier is my verskriklike waarheid hierin. Maar hulle wil nie die input sit nie. Die Engels is die input. Hulle wil nie die effort insit. Hulle wil nie in 'n standaard van heiligmaking lewe nie. Maar hulle wil die vrugte hê. Nou ja, vat hierdie woord en studeer hom bietjie verder vir huiswerk van môreoggend. Dis iets verskriklik interessant. Tot môreoggend as Vader Jahwe wil. Maranatha. Jahwe kom weer. Halleluja.